Ons oë. Die Here nooi ons uit om die begeertes van ons hart voor hom uit te stort, want hy wil dit vir ons gee. So kom ons neem 'n paar oomblikke. Dit wat op jou hart is, kom lê dit net by die voete van die Here vanoggend. Here, dankie dat U meer omgee as wat ons omgee. Dankie dat U net die beste vir ons wil hê. Dankie Here dat U ons geskape het en dat ons aan U behoort. Dankie net vir U liefde. Ons vra dat U ons sal seën vanoggend in ons tyd saam. In Jesus naam. Amen. Dis welkom jou sitplek te neem. So ons is besig met Paasfees en ons sluit vandag ons Paasreeks af. En ons het regtig 'n wonderlike Paasfees saam as 'n gemeente gehad. Ons syfers was baie goed, maar ons kry baie goeie terugvoer van julle af oor wat tydens Palmsondag en verlede naweek gebeur het. En ons is regtig dankbaar vir waar ons as 'n gemeente nou is en dit wat die Here doen. Maar ons wil regtig ernstig opneem die droom en die visie en die plan wat die Here vir ons het. En ons het dit goed gedink om die week na Paasweek nog 'n bietjie rond te hang en te gesels oor Paasfees en spesifiek ook die betekenis van die opstanding. Want hier's die eerste realiteit wat ek en jy moet besef. Paasfees het gebeur. Dit is 'n historiese gebeurtenis wat buite in die Bybel in baie ander bronne opgeteken is. En voor Jesus was daar 120 Messias figure en na Jesus was daar 80 Joodse Messias figure. Maar ons weet van hierdie een. Want hy het werklik opgestaan. Hy het opgestaan uit die dood, die graf is leeg. Paulus sê inteendeel dat as dit nie vir die opstanding was nie, dan is ons geloof eintlik nutteloos. Daar's iets wat gebeur het, is hierdie laagklas disippels van Jesus, na sy dood en opstanding, het dit een van die grootste bewegings in die geskiedenis van die mensdom laat gebeur. Ek en jy sit vandag hier, want iets het daardie disippels oortuig in die eerste eeu, om na die wêreld toe te gaan en om vir mense te vertel dat daar was 'n Messias wat gesterf het aan 'n kruis en hy het werklik opgestaan. Maar wat beteken dit vir my en jou? Ek dink dis die vraag wat ek wil vra, want ek dink dis belangrik. Wat beteken dit vir my en jou dat Jesus opgestaan het? Dit beteken ek en jy kan 'n opstandingslewe leef. Dit is die goeie nuus. Die evangelie sê dat Jesus het gesterf vir my en jou sondes, maar hy het ook opgestaan uit die dood. En omdat hy opgestaan het uit die dood, mag ek en jy vandag 'n opstandingslewe leef. Kyk, na Jesus se opstanding het die keiser nog steeds regeer. Christene is nog steeds doodgemaak. Maar hierdie Christene het ten spyte van dit alles begin en hulle het opstandingslewens begin leef. Teen die kultuur, teen konvensionele wysheid. 'n opstandingslewe. Wat beteken dit? Kom ons kyk na 'n paar teksgedeeltes
Ons begin met Johannes 11 vers 25. Ons almal ken die verhaal. Jesus praat met Martha en hy sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterf hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit, Martha? Dis interessant, Jesus verwys na homself as die opstanding. Geloof in Jesus is die begin van 'n opstandingslewe. Nie Jesus en nie. Ek sien al hoe meer en meer Christene wat voel Jesus is nie genoeg nie. Dis Jesus en, daar's altyd iets anders wat ons wil byvoeg. Die realiteit is, al wat jy in jou lewe nodig het vir 'n opstandingslewe, is om Jesus te vertrou. Om jou lewe in sy hande te plaas. Hy is die opstanding. Dis ongelooflik hoe hierdie idee van die opstanding posgevat het in die 1ste eeu. Dit het alles vir mense verander. Hoe hulle na die lewe kyk, hoe hulle voel oor hulle eie lewe. Kyk, as Paulus preek preek in Handelinge 2 vers 24. 3000 mense kom tot bekering na hierdie preek. Maar kyk wat sê hy in vers 24. God het hom egter van die smarte van die dood gered en hom opgewek, want die dood kon hom nie in sy greep hou nie. Die dood kon hom nie vashou nie. Hy het losgebreek van die dood. Daar's 'n opstandingslewe. Voor vers 24 trap Petrus die gehoor uit en sê, dis julle skuld dat hy gekruisig is. Maar moenie bekommerd wees nie, want die dood kon hom nie vashou nie. Kyk, as Jesus verskyn aan Johannes op die eiland van Patmos. Kyk wat sê Johannes van Jesus. Vers 17 van Openbaring 1. Toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n lijk. Hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, nou leef ek vir altyd en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Nou, as jy 'n bietjie van 'n teologiese nerd is, dan lees jy goed wat die normale mens nie lees nie. En ek lees baie keer wat sê teoloë oor wat daardie Saterdag gebeur het. Tussen die kruisiging en die Sondag die opstanding. Wat het daardie Saterdag gebeur? Want ons almal bely in ons geloofsbelydenis, hy het ter helle neergedaal. Wat het gebeur? Nou, daar's 'n klomp teoloë, en ek weet nie hoe reg hulle is nie, maar dit is net lekker om dit te lees. Daar's 'n klomp teoloë wat sê, Jesus is van die kruis af na die hel toe. En vir 'n kort oomblik het die bose gedink ons het gewen. Maar toe Jesus in die hel inkom, toe kom hy daarin met mening. En hy breek al die kettinge van die bose. En hy bevry mense. En hy breek die kettinge van die dood. Hy het gewerk op daai Saterdag. Hy het mense gaan vrymaak. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk. En nou kom ons by Paulus, want amper die helfte van die Nuwe Testament geskryf het. En kyk wat sê hy van Jesus se opstanding in Romeine 8 vers 11. Hy sê, omdat die gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon.
Hy woon in ons. Paulus ontmoet Jesus op die pad na Damaskus en sy lewe word verander. Dis al interaksie wat hy met die Here gehad het. Jesus het toe al klaar opgevaar na die hemel, maar hy verskyn aan Paulus. En dis hoekom Paulus ook na homself verwys as 'n apostel, want hy het Jesus gesien. Hy het hom ervaar. En Paulus ontwikkel ook net hierdie siening van die opstanding. Iets het gebeur, hierdie God lewe, hierdie Messias figuur lewe, hy is nie dood nie. Die krag waarmee hy opgewek is die Heilige Gees, wat ons sien word uitgestort vir mense wat in hom glo. En die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, daardie selfde krag, vandag, nou, hier, in hierdie vertrek, lewe in my en in jou. En dis hoekom Paulus sê, ons is tempels van die Heilige Gees. Daardie krag is in ons. Dit is die krag waarmee Jesus regeer. Is interessant hoe Paulus skryf in Filippense 2 dat na Jesus se opstanding het God hom aangestel om te regeer oor die hemel, die aarde en onder die aarde. Hy regeer oral, selfs in die hel. Hy regeer met die opstandingskrag van die Heilige Gees. Die Christene in die eerste eeu het half arrogant geraak. So vol selfvertroue is hulle. Hulle raak arrogant. Kyk wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 15. Ek dink, die week na Paasnaweek moet ons hierdie hoofstuk elke dag lees. Dis een van my gunsteling hoofstukke in die Bybel. Dit gaan net oor die opstanding, 1 Korintiërs 15. Paulus skryf, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Luister nou mooi. Daarom, my liewe broers en susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Oorvloedig. Dis die woordjie. Oorvloedig. Dit beteken die heeltyd. Konstant. Ons moet die heeltyd besig wees met die werk van die Here as gevolg van die opstanding. Hoekom? Want kyk wat sê Paulus. Hy sê, omdat julle weet dat julle inspanning in die diens van die Here nie te vergeefs is nie. Dis hoekom. As gevolg van die opstanding, alles wat jy doen vir die Here, maak nie saak hoe klein dit is nie, dit gaan nooit te vergeefs wees nie. Al gee jy net 1 Sondag 'n maand vir die kinderbediening en die tienerbediening, en jy koop net vir 1 prussenier kos elke maand, dit sal nooit te vergeefs wees nie. Nooit. Alles wat ons doen vir die Here, maar wat dit ook beteken is, ons dink nie net aan die werk wat ons hier in die kerk doen en vir Christelike bedienings nie, maar elke dag waar ek gaan by my werk, jy moet daar oorvloedig besig wees om die koninkryk van God tot stand te bring. Al is dit 'n sekulêre maatskappy. Want jy weet alles wat jy vir die Here doen is nooit te vergeefs nie, as gevolg van die opstanding van Jesus Christus. Want alles wat ek en jy doen vir hom, die Heilige Gees sit sy krag in dit.
Wat het gebeur met ons gemeente in die laaste 2 jaar? Ons het by die Here gepleit, Here, kom sit u krag in alles wat ons doen. Ons het stappe van geloof geneem. Die ouderlinge het gesê, kom ons neem die risiko van geloof. En God kom en sit sy krag in dit. Niks vir die Here is ooit te vergeefs nie. En daarom bly ons oorvloedig. Nie 'n bietjie nie, nie as ek tyd het nie, nie as ek lus voel nie, konstant oorvloedig besig met die werk van die Here. Ek het verlede jaar 'n boek gelees oor die eerste 1000 jaar van Christendom en ek hang my kop in skaamte. As ek sien hoe oorvloedig hulle geloof was, hoe hulle gesterf het en nie omgegee het nie. Die realiteit van die opstanding was ingeprent in al die neurologiese paadjies in hulle brein. Hulle was gerewire, totaal en al, oor hoe hulle hierdie lewe sien. Nou is die vraag, hoe lewe ons hierdie opstandingslewe? In die eerste plek, bid. As die Heilige Gees in jou woon, maak hy jou lewend. Jy's konstant bewus van die Here en daarom bid jy gedurig, soos Paulus sê in 1 Tessalonisense 5 vers 17 tot 18. Bid gedurig, moenie ophou bid nie. Alles begin met gebed. In 2017 gaan ek na 'n geestelike begeleier toe, 'n baie goeie vriend van my, en ek praat met hom oor probleme in my lewe, en hy sê vir my, Herman, het jy met die Here hieroor gepraat? En ek besef nie, ek het gewag om met hom daaroor te praat. Nie met die Here nie. Bid. Leer hoe om te bid konstant. Jou primêre anker vir 'n opstandingslewe is gebed. As jy opstaan in die oggend, begin met 'n gebed. Voor jy gaan slaap in die aand, begin met 'n gebed. Voor jy eet, bid. Bid, konstant, gedurig. As jy Bybel lees, bid dat die teks 'n realiteit sal word in jou lewe. Bid konstant. Bid vir dit wat jy wil bereik. Bid vir jou kinders. Bid Lukas 2 vers 52 oor jou kinders. Daar praat Lukas van Jesus. Hy sê, en Jesus was vol statuur en guns. Hy het statuur en guns gehad in die oë van God en in mense. Bid dit vir jou kinders. Elke dag dat God hulle statuur sal gee in sy oë, maar ook in die oë van ander mense, dat jou kinders kan getuig. Bid konstant. Paulus sê, selfs as jy nie weet wat om te bid nie, daardie krag wat in jou woon van die Heilige Gees, sal namens jou bid. Al sit jy net voor die Here en jy kreun. Die Heilige Gees bid vir jou. Hy tree vir my en jou in. Jy gaan nie die opstandingslewe van die Here ervaar as jy gebed nie 'n prioriteit in jou lewe maak nie. Stilgebed, verbeeldingsgebed, skrifgebed. Daar is soveel forme van gebed. Leer, groei. Die tweede ding, droom. Ek wil teruggaan na Petrus se preek toe. In Handelinge 2 vers 17. Hy haal hier die profeet Joël aan en hy sê, so sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Hierdie is die opstandingskrag. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense
sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ons begin volgende week met 'n nuwe reeks. Ons gaan kyk na die lewe van Jona, een van die klein profete. En ons reeks se naam is Oorboord. Want ons leer in Jona dat Jesus oorboord gaan met sy genade. Oorboord. Ons gaan ook leer wat beteken dit om 'n profeet te wees? Want ons almal is geroep om 'n profeet te wees. 'n Profeet is nie 'n waarsêer nie. 'n Profeet is nie iemand wat na jou toe kom en vir jou sê wat in jou lewe aangaan nie. Dis skinder, die Here kan dit vir jou sê. 'n Profeet is iemand wat na jou toe kom en met kreatiwiteit visie sien en jou bemoedig om jou lewe op 'n ander manier te leef. 'n Profeet is iemand met visie en krag wat na jou toe kom en jou roep om meer te wees, om beter te wees vir die koninkryk van God. En vanoggend moet ons hoor dat die Here ons roep om weer te droom. Ek gee nie om hoe oud jy is nie. Jy is nie hier en jy byt vas vir jou dood nie. Die Gees van God gee vir jou nuwe drome. Nuwe drome. Dis wat die Here jou gee. Nuwe drome. Ek wil jou vra, hoe kyk jy na jou lewe? Hoe voel jy oor dit wat die Here nog vir jou het? Wil jy net deur die dag kom? Wil jy net oorleef? Of droom jy met hierdie opstandingskrag van Jesus Christus? Dis beskikbaar vir my en jou vandag. In die derde plek, opstandingslewe doen. Ons is baie lief vir praat, ons hou baie minder van doen. Het jy dit al agtergekom? Partykeer sien ek hoe fiks hierdie ouens is wat fietsry op die pad en dan dink ek moet my fiets se band laat regmaak. Maar kom na my garage toe, daai wiel is nog pap. Romeine 12 vers 11 tot 12. Kyk wat sê Paulus. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Doen. Hou op praat. Hou op beplan. Hou op droom. Begin doen. Dit wat jy doen is nooit te vergeefs nie, al is dit hoe klein. Al voel jy dis sinneloos. Doen. Doen. Hier waar ek en jy vandag sit, ek en jy weet, daar's iets wat ons vandag moet doen. Iets wat al lankal in jou kop is, waaroor jy droom, waarmee die Heilige Gees jou geïnspireer het. Jy moet dit doen. En die laaste punt wat ek wil maak is, byt vas. Moenie so vinnig opgee nie. Moenie so vinnig negatief raak nie. Moenie so vinnig pessimisties raak nie. Moenie so vinnig uitwys wat is verkeerd nie. Byt vas. Romeine 5 sê Paulus, ja, julle gaan ly. Daar gaan verdrukking kom. Daar gaan swaar kry kom, maar dit kom sodat ons 'n Christelike karakter kan ontwikkel en sodat dit vir ons 'n hoop gee wat nooit beskaam nie. Dis hoekom ons aanhou.
Dis hoekom ons vasbyt. Dis hoekom ons deurdruk in dit wat ons doen. Al voel dit nie asof dit gaan werk nie, ons hou aan. Al voel dit asof ek bid en God hoor my nie, ek hou aan bid. Ek sien goed deur. Die grootste getuienis, dink ek, wat ons as kinders van die Here moet hê, is dat ons goed deursien, dat ons nie so maklik opgee nie, dat ons ander nie so maklik afskryf nie. Hou aan. Sien dit deur. Onthou ons lewe met 'n ewige hoop. Kyk na hierdie woorde van Friedrich Buechner. As gevolg van die opstanding weet ons, the worst thing is not the last thing. Is dit nie goeie nuus nie? The worst thing is not the last thing. Ek en jy kan terugkyk oor ons lewens, né? Onthou jy toe jy 'n tiener was en jou eerste liefde sê vir jou jy's nie meer goed genoeg nie. Van julle tieners is nou daar. Okay? Sê vir hulle, wat sê Friedrich Buechner? The worst thing is not the last thing. Van ons het geliefdes verloor, ons kinders verloor. Ons liggame gaan agteruit. The worst thing is not the last thing. Richard Rohr sê die volgende. Hy sê, God's only job description is taking what is dead and resurrecting it to new life. Waar voel jy dood? Bring dit na die Here toe. Vanoggend. Bring dit na hom toe. Ek wil afsluit en ek wil probeer verduidelik wat is opstandingshoop. En daarna gaan ons 'n lied saam sing. Opstandingshoop beteken dat alles kan nuut word. Dit is nooit laat om oor te begin nie. Geen sonde is onvergeefbaar nie. Geen teleurstelling is vir ewig nie. Elke vorm van dood kan oorkom word. Elke dag is 'n nuwe dag. Jesus se seën is onuitputbaar. Hy het die laaste sê oor jou lewe. Nie jou mislukkings nie, nie jou baas nie, nie jou werk nie, nie jou kind se selfdood nie, nie jou verslawing nie, nie jou egskeiding nie, nie jou maat wat ontrou was nie, nie jou werkloosheid nie. Jesus het die laaste sê, want hy leef. En hy leef in ons met die opstandingskrag van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan bely ons hierdie lied saam. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name Here, ons stel onsself beskikbaar. Vanoggend as Rymse gemeente, Heilige Gees, help ons om gedurig te bid. Deur U krag gee ons die drome wat U wil hê ons moet leef. Maak ons gehoorsaam om te doen. Help ons, Here, om ten spyte van die lewe vol te hou, aan te hou, goed deur te sien. Mag ons hierdie opstandingslewe aangryp, elke dag. In Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood, en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is saam met elkeen van julle. Amen. Ons gaan nou lekker saam kuier. Daar's koffie hier aan my linkerkant en ook daar buite by Coffee the Bible. Kom ons kuier lekker saam. As jy eerste keer hier is vandag, asseblief kom na vorentoe, ek sou jou graag wil ontmoet.